Nou vriende, goeiemôre, ons is die Here nog dankbaar dat hy vir ons uitgespaar het, dat hy nog 'n nuwe dag tot ons lewens toegevoeg het, en ons kan vanmôre die Here so dankbaar wees vir die feit dat ons 'n vriend in Christus het. Daardie pragtige haleluja lied 444 sê, wat 'n vriend het ons in Jesus. Hy wat in ons plek wil staan, wat voorreg om gedurig tot God se troon deur rond te gaan. O, hoe verbeur ons tog die vreugde. Ag, hoe dikwels ly ons smart, net omdat ons nie ons node uitstort in Gods Vaderhart. En dit is verseker so, vriende, ons te vriend in Christus, ons te ewige hoëpriester, wat vir ons intree by die Vader. Hy is ons verlosser, hy is ons heiland, hy is ons komende koning en hy is ons redder. En daarom het ons nodig om elke dag gedurig deur na hom tot God te nader. Hy het vir ons die weg gebaan deur sy soendood aan die kruis, en deur die kragvolle werking van die Heilige Gees kan ons uitroep, Abba Vader. En ons doen dit deur die werking van Jesus Christus, wat vir ons intree by die Vader, en ons doen dit in die krag van die Heilige Gees. Mag die Here ons getroue vind, om hom te sien as die een wat ons lief het, en wat vir ons daagliks wil lei in die waarheid. Vanmôre gaan ons uitkom by 'n baie belangrike paar verse. U sal sien, die tema gaan oor, het jy jou lewe lief, en lankmoedigheid. Nou, ons beleef 'n tyd waar mense sê hoe lief jy jouself moet hê, en gee jouself 'n drukkie in. Kyk vir jouself in die spieël en sê vir jouself, man, jy's 'n besondere mens, en dis kosbaar dat jy hierdie aarde kan bewandel, en mense sal eintlik sulke halwe mense wees en leeg, hulle lewens sal leeg wees sonder jou in hulle lewe. En dis die tyd en dag waarin ons onsself bevind, daar is min nederigheid te bespeer, en kom ons kyk wat sê die Bybel oor die gedagte van om jouself lief te hê. Jy sal onthou dat die groot gebod sê ons moet die Here ons God lief hê met ons hele hart, met ons hele siel, met ons hele verstand, en ons naaste soos onsself. Wat die Bybel vir ons sê, ons het onsself al klaar geweldig baie lief, en daarom moet ons ook ons naaste lief hê soos ons onsself lief hê. Ons versorg onsself, vriende, ons voed onsself en ons beskerm onsself, en dieselfde liefde moet ons aan ander meedeel. Maar kom ons kyk na hierdie definisie wat Salomo gee oor, het jy jouself lief. Kom ek lees vir u wat sê vers 8. Daar staan, wie verstand verkry het sy lewe lief. Hy wat insig bewaar sal die goeie vind. Een van die ander vertalings sê, wie homself lief het, sorg dat hy wysheid verwerf. Hy stel prys op insig, sodat hy voorspoed kan geniet. Dis nie vir u mooi nie. Wie homself lief het, sorg dat hy wysheid verwerf. U sien, dis nie hierdie arrogante selfliefde en selfpromovering en hierdie gedagte waar alles draai om myself nie. Nee. As jy jouself lief het, sal jy insig en wysheid verwerf. Sal jy iemand wees wat jou neus gereeld in die Bybel het, en iemand wat heeltyd vir God vra, Here, sien asseblief die dwaasheid van my hart raak, en reinig my in die kosbare bloed, en leer my deur die werking van u Heilige Gees vanuit u woord, hoe ek kan lewe as 'n wyse. Dan het ek my lewe lief, dan bewaar ek myself van hartseer en onheil en verkeerde besluite en hartseer gevolge op my besluite en al die gepaardgaande dinge. Het jy jou lewe lief? As jy jou lewe werklik lief het, sal jy iemand wees wat God se woord lief het en bestudeer. Vers 9 sê, 'n valse getuie bly nie ongestraf nie, en hy wat leuns uitstrooi, kom om. Nou vriende, dis presies dieselfde as wat vers 5 sê, daarom gaan ons nie weer daaroor praat nie, jy kan na die vorige oordeenking luister. Die gevaar wat daar is, dat wanneer jy met valse getuienis besig is of leuns uitstrooi, sê die Bybel, sal jy verseker nie vrykom nie. Vers 10 sê vir ons, weelde pas nie vir 'n dwaas nie, hoeveel minder vir 'n knegg om oor vorste te heers. Nou vriende, hierdie vers gaan eenvoudig oor die gedagte dat 'n dwaase mens nie kan geniet dit wat die Here vir hom gee nie. Die Engels praat van 'n fool. Met ander woorde, dis iemand wat gekry het en op 'n manier verkry het, en hy kan nie geniet en waardeer dit wat die Here vir hom gegee het nie. Daarom weelde pas nie vir 'n dwaas nie. Dis iemand wat dit sal deurbring, is iemand wat hierdie goed van selfsprekend sal aanvaar en heel moontlik hierdie goed sal vermors, en hy sal nie die belangrikheid daarvan sien, en ook die feit dat die Here dit vir hom gegee het om te gebruik nie. Daarom is het belangrik dat ons hierdie waarheid sal raak sien, en dan die B-gedeelte wat sê, hoeveel minder vir 'n knegg om oor vorste te heers. En ag vriende, dit is die gevaar wat ons vandag mee sit, dat ons 'n tyd beleef in die wêreld, nie net in Suid-Afrika nie, maar in die wêreld, waar die bose gedagte van 'n demokrasie mense baie keer aan bewind stel, wat nie die verstand en die vermoë en die kennis en die opbrengs het om te heers oor ander nie. Daarom is chaos aan die orde van die dag wêreldwyd. Daarom is daar hierdie wetgewings wat ingestel word, wat eintlik fataal is
vir die land en sy burgers, vir die gesonde bestuur van die land en beheer van die land. En ag vriende, dit is soos om 'n kleintjie van 3 of 4 jaar oud jou karsleutels te gee en vir hom te gaan sê, gaan koop vir my brood en melk. Ons weet wat die gevolg sal wees. En dis die hartseer ook in hierdie geval wat die Bybel sê. Hierdie slaaf is nie noodwendig iemand wat in slawerny weggevoer is nie, maar dit gaan oor iemand wat nie die vermoë het om te heers oor ander nie. Vriende, dit is so, dat wêreldwyd sit ons met hierdie probleem. En mag die Here ons genade gee, dat ons die Here sal bid verwys het, dat mense wat oor ons regeer, mense van integriteit sal wees, mense wat kennis het, mense wat 'n geleerdheid het, nie net wat die akademisie aanbetref nie, maar ook, vriende, wat die woord van God aanbetref, dat die akademie en die waarheid van God se woord verenig sal word in die bestuur van hierdie land, en ook in die bestuur van sy mense, om God dan ook so te verheerlik. Daarom is dit baie belangrik, dat ons hierdie waarheid in God se woord sal raak sien, en vir onsself die vraag sal afvra, waarom sit ons waar ons sit? Juis omdat ons lynreg teen God se woord optree. Jy sien, die massas kies nie iemand wat 'n land goed kan regeer nie. Die massas kies iemand wat na hulle welliste en hulle sondige begeertes daaraan sal voldoen. Daarom sit ons wêreldwyd met hierdie probleem. Mag die Here genadig en barmhartig oor ons wees. Vers 11. Die verstand van 'n mens maak hom lankmoedig, en dit is vir hom 'n eer om die oortreding te vergewe. Een van die vertalings wat ek nageslaan het sê, 'n verstandige mens beteel sy meer en stel sy eer daarin om vergewingsgesind te wees. Dit is vir my so mooi as ek in ander vertalings baie keer lees. En hier word dit vir my soveel beter gestel. 'n Verstandige mens beteel sy meer. Luister, as jy aan die Here behoort en die Here gee deur sy woord vir jou kennis en verstand en wysheid, dan leer jy om nie vir elke ding, verskoon die uitdrukking, maar oor die hendels te spring en jou sê te sê en jou ding te doen en jou vuiste te swaai en te kere te gaan soos iemand wat buite beheer is nie. 'n Verstandige mens, iemand wat gevoed is met God se waarheid, beteel sy meer. En hoor nou, stel sy eer daarin om vergewensgesind te wees. Maklik te vergewe. Mense maklik te vergewe die oortredinge wat hulle aan jou gedoen het. Want vriende, ons verwag ook dat mense ons maklik sal vergewe. Daarom moet ons as kinders van die Here die eerste stap neem. En jy sal agterkom, ek verwys telke male na kinders van die Here. Daar is wêreldlinge wat hierdie goed ook doen, maar baie keer doen hulle dit vir hulle eie naam en vir hulle eie eer en vir selfsug en vir aandag na hulle self toe en miskien vir sekere selfsugtige redes. 'n Kind van die Here beteel sy meer en hy's gou om te vergewe omdat hy God se gestalte in hom na vore wil laat kom. Omdat hy vir ander mense wil wys, ek is nuut gemaak deur die Here Jesus Christus, om aandag van homself weg te trek en eer te bring aan die God van hemel en aarde. Matteus 5 sê vir ons baie duidelik, dat ons goeie werk aan mense bekend moet word, sodat ons Vader in die hemel verheerlik sal word. Daarom, onthou, wees versigtig hoe jy optree. Beteel jou meer en wees gou om te vergewe. Ons sluit af vers 12. Die grimmigheid van 'n koning is soos die gebrom van 'n jong leeu, maar sy welgevalle is soos dou op die plante. Nou, ons het al reeds hierdie vers hanteer by Spreuke 16 vers 14 en dieselfde staan in Spreuke 20 vers 2. Die dreiging van die koning is soos die gebrom van 'n jong leeu, wie hom vertoren verbeur sy lewe. Dieselfde gedagte kom na vore. En wat dit eenvoudig vir ons wil sê, nou ons lewe nie in die tyd waar konings oor ons regeer nie, Engeland miskien nog, maar in ons land is 'n demokrasie, die groot hoeveelheid mense kies iemand om aan bewind te wees en 'n regering aan bewind te wees, maar die hele gedagte, vriende, is dat wanneer die regeerder deur een of ander iets ontsteld word, of hoe deur een of ander iets, vriende, ontstel word en dinge na sy kant toe kom wat vir hom negatief is, dan haal hy dikwels uit op die land, op die mense, op die kabinet. En so kan ons in ons tyd en ons dag sien wat gebeur. Die een is kwaad vir die ander een, die een probeer die ander een te nakom en dis die mense onder wat ly. Maar die Bybel sê vir ons, wanneer daar hierdie welgevalle is, wanneer dit goed gaan, sê die Bybel, is dit soos dou op plante. Dit gaan goed met die land en ons uit Afrika beleef in 'n mate na die verkiesing wat ons gehad het so 'n paar maande terug, 'n mate van dou wat op die plante val. Daar is 'n groei in ons ekonomie, daar is 'n daling in die inflasie, die petrolpryse is laer en ons weet nie presies wat gebeur het nie en ons weet nie of dit die stilte voor die storm is nie. Maar dank die Here
as die regerders omgee vir hulle mense en regtig belang het by die voorspoed van die land. Want u sien, dit is soos dou op die plante, dit is soos reën wat val op die dorre aarde en vrug voortbring. En daarom is dit noodsaaklik dat ons vir ons regerders sal bid. Dat ons sal vra dat die Here vir hulle met wysheid sal bekragtig, sodat ons 'n stil en rustige lewe kan hê. Daarom is dit die gebed van my hart dat ons sal bid vir hulle, dat die Here hulle wysheid sal gee, dat ons die Here sal vertrou, dat hy mense sal verhoed om in posisies te kom, wat ons land sal vernietig en sy mense sal vernietig, maar bo alles, dat ons regerders sal hê wat lief is vir God, God sal vrees, God sal eer, die kerk van die Here Jesus, hierdie vryheid sal gee om die waarheid te verkondig aan elke nasie, taal, volk en stam, tot eer van God, tot verheerliking van sy naam en tot uitbreiding van sy koninkryk. Groete vir u, mooi dag verder, Tara.